Tja. Hierdie week gewas. En terwyl ek nou op die stage is besig, iemand het tot hier geloop met hulle modderpoot en ek weet wie dit is. Want kyk gou hoe volg ek dit. Nou presies. Julle sal nou nie glo nie, maar kykie. Letterlik die spore. Soos ek jok nie. Volg jou spore. Soos no jokes. En nou moet ek hier hoor en probeer fokus op wat wil die Here vir julle sê en al wat ek sien is kyk hoe vuil trap Joshua hierdie mat. En hy's net hierdie week gewas. Dis maar net wat ek is en hoe ek is en die Here het my so gekies. Dankie. Ek weet nie wat maak daai geluid nie. Ek het hom ook gesoek, né? Klink soos die sap. Hoor. Daar sy. Dis Desember. Korreksie. Desember is klaar. En ek besef in hierdie tyd wat ek werk nog steeds, dat mense is so gejaagd om dit klaar te kry wat hulle nie die jaar klaar gekry het nie. En in die week sê ek vir iemand, luister hier, ek is jammer, maar ek het letterlik vir jou tyd tussen 8 en 9 vanaand. Dis wanneer ek jou kan sien. Nee, ek kan nie so lank wag nie. Ek sê, maar hoe het jy die hele jaar gewag? Jy het die hele jaar gewag, nou kan jy nie net tussen 8 en 9, dan is dit nie so belangrik nie. Nee? Pastoor, hoe kan jy dit sê? Ek sê, iemand moet die waarheid praat. En in die laaste 3 weke, jy kan my vrou vra, ek het 'n nuwe huurder by my huis, en tot hy sê vir my, jy's nooit hier nie. Hoe lewe jy? Ek sê, nee, stil, stemmig op my plek. Hy sê, maar dis in en uit en op en af, en jy laat aande en vroeë oggende. Ek sê, ja, want die tyd van die jaar is almal gejaagd om net by die Here uit te kom, want hulle wil nie volgende jaar sonder hom ingaan nie. En dis ek sê, Jesus gaan nêrens heen nie. Die Heilige Gees gaan nêrens heen nie. Waartoe is julle op pad? En ek dink toe hierdie week aan hierdie, en ek weet nie hoe gaan ek sien toe nie, maar op 'n stadium in COVID preek ek, en ek wou sê, Jesus is die weg. En ek sê, in 'n oomblik van opgewondenheid, Jesus is weg! En ek voel hierdie week so. Dis asof mense vergeet het. Hulle almal harte brand, ons gaan klaar, ek is so, wow. En ek het nie besef hoe besig ek was, totdat ek gister, ek het die 12de Desember, toe maak ek my kar vol diesel, né? En gister die 20ste, toe moes ek weer ingooi, want toe is hy leeg, 8 dae. 8 dae en 560 kilometer. En toe besef ek, waarom is ons besig? Waarom is ons besig? En dit lei tot hierdie preek. So ek gaan vanoggend so bietjie my hart oopmaak teenoor die bietjie van julle wat nie op vakansie is nie. En ek wil iets met jou share, want ek dink dit is so belangrik. Nou die van julle wat my ken, vra my vrou, ek is die emosionele een in ons verhouding. Okay? Ek is die een wat terugkom in 'n fight en sê, en by the way, het jy geweet? En dan sê hy soos, ek het ons nou klaar jammer gesê, is nou verby. En dan loop ek terug en dan sê ek soos, en nog iets. En dan het my vrou die vermoë om, dis ons nou klaar. Maar ek is nog besig om te vent. Ek is die girl in ons verhouding. Okay? Ek is die emosionele betrokke een. Ek is die een wat, en ons het, glo dit of nie, ons het ook vas, want ek maak foute. Loof hom. En ek en my vrou gaan so 'n bietjie deur 'n vassit fase. En nou die dag iewers, ons iewers heen op pad en nou kyk, ons kan goed beklei. Maar ons kan ook goed weer nice wees mekaar. En ek sit en ek moet wag vir haar, want ons is iewers heen op pad.
En ek doen nie wag goed nie. Eyes are not good with waiting. Want dan sê ek soos, wat moet ek nou doen? Verstaan? En my vrou weet al, kom ek daar die gang af, want sê ek soos, nee, kyk, stap ek maar weer, en dan sê ek soos, ja, kom ons, nee, wacht, kan nie dit begin nie. Ek kan nie wag nie, ek is nie goed met wag nie. Okay, ek kan wag op die Here, dit kan ek doen. Maar, en ek sit so en ek moet weer vir haar wag, soos dit maar is. En ek gaan sit toe naderhand op die bank en nou begin ek Facebook. En elke keer wanneer ons iewers moet gaan, manne, dan wag ons is eerste klaar. Nee? My kwart oor is 5 oor. Maar in elk geval, nou wag ons, julle. En ek kom op 'n plek wat ek agterkom, ek sit op die bank en ek wag dat my vrou klaarmaak en ek sit en ek wag en 5 minute voel soos 'n uur. Right? En ek wag. En dink net gou vir jouself hierdie prentjie in. As ek nou ons afspraak en die res van ons aand, kom ons sê ons gaan op 'n date aand, night. Okay, ons twee, wat nie baie gebeur nie, nooit gebeur nie. Maar kom ons sê daar is 'n geleentheid wat ons kan uitgaan, ek en syne. En ek moet byvoorbeeld, terwyl sy klaarmaak, vir haar sê, terwyl ek mos nou wag. Okay, vat te lank, ek gaan maar alleen. Imagine net gou, ek gaan sonder jou want jy vat te lank. Ek dink dit is ekskuus. Nee? Wil jy weer probeer? Dit sal die tipe gesprek wees. Of kan jy jou indink dat ek sê, luister ek gaan nou saam 'n ander girl want jy vat te lank. Woehoe. Ons gaan begrafnis hou. En daar gaan nie eers koek en tee wees na die tyd nie. Nee? Ek wil vir jou sê, dis verby voordat ons gegaan het. As ek ongeduldig sou wees. Nie waar nie. En hier vang ek myself op die bank en ek gaan sit. En die Here vra vir my, hoekom wag jy? En ek is soos, want ek wag altyd. En die Here sê vir my, hoekom wag jy? En ek nog, is hierdie nou 'n manier van, hoekom wag jy, ry net? Of is dit 'n, hoekom wag jy? Toe besef ek, dis nie 'n, hoekom ry jy nie net wag nie? Die Here vra vir my, hoekom wag jy? En ek sê, Here, maar ek moet wag. En die Here sê, maar hoekom wag jy? Ek sê, okay, Here, sê jy vir my, hoekom ek wag? Sê jy vir my, want ek sit alweer hier en ek wag en ek het niks om te doen nie en die honde kyk jou vreemd aan, want ek kan hulle nie te vroeg uitvat nie, want dan staan hulle buite en kyk vir jou by die deur. Hoekom is ons uit en jou ma vat nog 7 minute om te kom en die honde is buite en dit gaan woes in my lewe. En ek is emosioneel betrokke. En ek vra vir die Here, hoekom wag ek? En moenie dit vir die Here vra nie. En die Here sê vir my, sy maak reg. Sy maak mooi, omdat sy haar beste wil lyk, om saam met jou te gaan. En ek is soos, ek weet dit, ek preek dit by troues. Ek moenie my iets sê wat ek nie weet nie. Ek besef dit. Ek weet hoekom sy mooi maak. Ek weet hoekom sy wat. Dis hoekom ek wag. Subconsciously weet my brein en my hart iewers, jy moet jou bek hou en wag. En nou is ek in die Here in hierdie ding en ek wil vir julle sê, toe voel dit of my vrou vir ewig vat. Van nou wil die Here met my chat en is asof sy nou eers begin make-up doen. Nee? En ek dink myself, ek gaan opstaan en ek gaan gou stap en net kyk hoe ver sy is voordat die Here te ver gaan met hierdie introspeksie gesprek. Needless to say, het ek dit nie gedoen nie. En die Here sê vir my, sy wil haar beste lyk natuurlik. Hoekom is jy nie bereid om te sit en te wag vir dit wat sy voorberei vir jou nie? En ek soos, maar ek honger.
Hoe gaan? En die Here sê vir my, hier is nie die lekker hier nie, ek is soos, Die Here sê vir my, is sy nie dan die wag werd nie? En ek is soos, Here, ek is jammer. En ek sê, ja Here, sy is die wag werd. Dis ook nie die fight werd om net te wag net. En die Here sê, nee, jy hoor nie wat ek vir jou sê nie. Sy is die wag werd. So wat doen jy in jou wagtyd, vra die Here vir my. En ek sê, ek sit. En ek wag. Dis wat ek doen in my wagtyd. En die Here sê, hoekom? Ek sê, Here, wat jy het net gesê, die een vir wie ek wag is die moeite werd, dis hoekom. En ek wil vandag vir jou sê, ons lewe in 'n tyd, dat ons meer opgewonde is na die tyd waartoe ons gaan, as die wag om daar te kom. Ons is meer opgewonde in almal wat sien hoe lyk die beloning en niemand wat sien hoe het ons daar gekom nie. Nee? Ons lewe in 'n tyd wat ons so opgewonde is vir die eindproduk, maar niemand weet wat agter die skerms gebeur het nie. Niemand stel belang vir dit wat gebeur het tot by die punt nie, want ons soek net resultate en ons sien net resultate. Kan ek gou vandag vir jou sê, as jy Dinsdag hier in hierdie kerkgebou was, toe die Here met my begin praat hieroor, toe is hier niks hier binne nie. Niks. Jy sou in jou lewe nie gesê die kerk is nog oop nie. Iemand was inteendeel hier en gesê, "O, is jy dit toe vir Desember?" Sê ek soos, "Nee, die kerk maak nooit toe nie." En hy soos, "O, maar ek soos, ja." Maar julle kom hier aan vandag en julle sien, die stoele is gepak, die mat is nou gewas, maar weer vuil, want Joshua was hier. Maar die goed is voorberei. Maar jy sien nie wat in die week gebeur nie. Nie waar nie. En ons lewe in hierdie tyd, wat ek vandag vir jou wil sê, dat ons is so opgewonde oor die spertyd, en wanneer gaan dit wees, en die bevestigings, en op die kalenders, Here wanneer, Here hoe lank, Here teen watter tyd, wanneer kan ek dit verwag, want ek en jy is nie meer opgewonde oor die proses om daar te kom nie, ons wil dit net hê. Ons is so geïnteresseerd met die tyd. Nou, dis hoekom dit my titel is, dis 'n tyd. Lang terug is ek jonk, laasweek Woensdag, en ek gaan op 'n date met 'n girl, nee? Ja, ek was nou met hare, dat was baie cool. En die afspraak, ek sal my lewe nie vergeet nie, is 2 uur. 2 uur kom haar pa aflaai, by die amazingste plek onder die son, Spur. Maar ek en die girl gaan Spur toe, en dan gaan ons miskien fliek. Maar ek moet check hoe dit gaan. 12:15, toe is ek gespuit, gedressed en pressed. Soos big time. 12 uur toe sit ek by Spur. En ou vra vir my, meneer, nou, ek sê nee, ek wag. Wat verwag jy, ek sê vir 'n girl. En ek is so opgewonde dat ek vroeg gereed is. Julle, ek het daai plek maatjie seker 9 keer reggeskuif. Geseker maak die sout en peperpotte is reg. 2:15. Nou moet julle weet, ek kon 'n bietjie my ouderdom weggee, maar toe het jy nog nie so 'n cool ding so 'n selfoon nie, né? Toe moet jy nog op die telefoonhokkie collect call. 2:15 lui Spur se foon. En die waiter kom na my toe en hy sê vir my, "Jou maat gebel." En ek sê, "Ja, die girl kom nie meer nie." En ek is redelik upset. Want ek sit nou al en wag, want ek het hierdie opgewondenheid gehad. En die Here vat my terug na hierdie herinnering toe van die teleurstelling oor die feit dat ek gewag het en niks het gebeur nie. En die Here sê, weet jy hoe voel ek wanneer ek wag vir jou en jy's by die wenstreep, dis 2:15, jy's amper daar en dan gee jy op. Want die rolle is omgedraai. Ek wil vandag vir jou sê, God werk nie volgens tyds nie. God werk nie volgens die lekker deel nie. Die lekker deel is ons gaan uit en ons gaan eet en ons gaan tyd spandeer. Die slegte deel is die wag. Maar ons is opgewonde vir die tyd. En ek wil vandag vir jou sê, God werk nie volgens dit nie.
Hy werk nie volgens jou seisoen nie. Hy werk volgens die ontwikkeling en dan wonder ons, Here, hoekom? Hoekom reüneer ek seisoene van my lewe waarin ek is? Hoekom kom ek op die plek wat ek nie kan bly wees so dit waartoe die Here my vat nie? Kan ek jou vandag bietjie uitbil? Die waarheid is dat baie van ons bly nie lank genoeg in die seisoen waar God met ons besig is om klaar te maak met wat hy begin het nie. Ons hardloop van die een seisoen na die volgende seisoen, want hierdie seisoen het nou ongemaklik geraak, en hierdie seisoen is nie meer lekker nie, en ek wag te lank vir hierdie, want ek is te opgewonde vir die eindresultaat, maar ek is nie opgewonde vir die wag nie. Ek is so opgewonde want ek hardloop van een seisoen na die ander seisoen toe, want ek voel die Here het hierdie aangekondig. Ek wil vandag vir jou sê, die Here sal nooit 'n volgende seisoen aankondig as die een waarmee jy besig is nie klaar is nie. En ek wil vandag vir jou sê, ons hardloop rond van seisoen tot seisoen, want ons wil die date hê, ons wil die lekker hê, ons wil die opgewondenheid hê, maar ons is nie bereid om te wag vir die oorwinning nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy 'n prys wen, en hulle gee vir jou daai groot cheque, beteken hy niks totdat dit in jou bank is nie. Maar kan jy wil die cheque skryf, maar ons is nie bereid om te wag vir dit om in die bank te wys nie. Ek seker nou weer vir myself vanoggend. Jy sien, want wanneer die seisoen ongemaklik en stil en stadig en baie keer uitdagend raak, dan beweeg ons aan. Ons spring van seisoen na seisoen, van verhouding na verhouding, van werk tot werk, van kerk tot kerk, van roeping tot roeping, omdat een seisoen vir ons te lank voel. Maar die probleem is nie die seisoen nie, die probleem is dat ons nie wil wag nie. Ek lag nou die dag vir iemand. Hy sê, ek gaan net aan jou kerk toe kom, ek gaan nie lank bly nie. Ek sê, okay, dis great, dis 2 jaar terug, hy is nog steeds hier. Ek gaan nou nie sê wie dit is nie. Maar ek vra die dag vir die persoon, hoekom? Hy sê, want ek het rondgehardloop by die dag toe ek in jou kerk is, toe sê jy, dis tyd dat ons bietjie bly. Toe sê ek, dis nou interessant. Maar ek wil vandag vir jou hierdie kom sê, ons hardloop so agter the thrill of the game, dat ons vergeet wie die Here is. En ek wil vandag vir jou sê, daar's geen konstantheid in jou geloof, wanneer jy net uitsien dat dit wat lekker is nie. Ek onthou baie lekker seisoene in my lewe, in my geestelike wandel. Ek onthou ook baie slegte seisoene in my geestelike wandel. Maar een ding wat ek nooit vergeet nie, is die feit dat ek nooit opgegee het nie. Ek was bereid om te wag. Nou dit klink vanmôre vir jou mooi, nê? En dit klink vanmôre of ek opgewonde is daaroor, maar ek wil vandag vir jou sê, dit saak. Want niks gebeur nie. Dis is om te kyk hoe die verf droog word. Jy kry mense wat dit doen, jy betaal daarvoor per uur. Hulle verf om en dan kyk hulle. Wat maak julle? Nee, ons kyk dat die verf reg droog word. Nee? En ek wil vandag vir jou sê, in die fisiese riem maak dit nie sin nie. Nee? As ek iemand betaal om 'n werk te doen en hy verf die muur en hy staan en kyk hoe hy droog word, dan gaan ek mos nou bietjie kwaad raak. Want doen iets anders as om te kyk hoe die verf droog. Dis die fisiese riem. Maar in die geestelike riem verwag die Here van my en jou. Ek het nou net hier die prentjie geverf. Ek wag vir jou om te staan en kyk hoe hy droog word. Nee? En dan is ons soos, maar Here, dan gebeur niks nie. En dan voel ek nie lekker nie. En dan sê die Here, maar as hierdie stuk nie droog is nie, dan kan jy nie die volgende deel van die prentjie verf nie. En ek wil vanmôre vir jou 'n paar punte gee oor hoe ek en jy veronderstel is om te wag. Want jy sien, die wag is nie lekker nie, en ek praat nie nou vandag van die mooi preke, 5 stappe tot wag op die Here en 5 stappe, ek praat nie van dit nie. Ek praat vanmôre oor die feit dat hoe belangrik dit is vir die tyd waarin ek en jy lewe, omdat dit waarvoor ons wag, die moeite werd is. Ek wil vir jou sê, in my geestelike wandel het ek 'n paar keer vir die Here gesê, Here, ek is nou klaar. Ek is nou klaar. Want ek kan nie sien waarmee jy besig is nie. En dan sê die Here, as jy gesien het waarmee ek besig was, het jy lankal weggehardloop.
Het jy geweet as die Here vir ons moet sê waarmee hy besig is, dan sal ons nooit daarby uitkom nie? Wag, sodat die Here kan openbaar wie jy vertrou. Ja, want ons kan dan die wêreld vertrou met ons lewens, maar nie die Here nie. Hæ? Hoeveel keer het jy jou staat gemaak op mense? Ek doen nog steeds en julle almal is vaarbonde. Nee, ek joke nou nie julle nie, ek praat met ander mense. Maar die mensdom gaan jou teleurstel. Het jy al agtergekom hoe vinnig kan ons sê, ek kan nie verstaan hoekom sal hulle dit doen nie. Hallo? Kan ons ophou die mense vertrou en hulle aksies? Kan ons ophou? Want dit is nie die waarheid nie. Die enigste konstante wat nog nooit verander het nie, die naam bo elke naam is Jesus Christus. En elke keer is ons bereid om hom op die kantlyn te sit en te kyk of die mensdom nie weer dalk sal dit doen wat hulle moet nie. Ek wil vandag vir julle, dit gaan nie gebeur nie. Jesaja 40:31 sê, maar die wat op die Here wag, hulle vaar op die vleuels soos die arende, die wat op die Here wag, né? Onthou jy daai liedjie? Hulle hardloop en word nie moe. Onthou jy dit? Ek onthou daai tannies in die kerk by Mat as hulle daai hakskoene so uittrek as op sy kouse papie. Hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle, né? Onthou jy daai Pinkster? Né? Dis die Pinkster wat ek ken, papie. En dan hardloop daai tannie dat jy al moltsteek het en sy word nie moeg nie, dan soos sy vertrou op die Here. Yes. Ek het al moltsteek en daai tannie gou, papie. Yes. Daai banyan voetjies, daar gat hulle. Hey, dan gaan ons weer links. Maar wanneer ek op die Here wag en ek nie moeg word nie, is dit 'n vreugdevolle pad. Want ek wil vandag vir jou sê, imagine net gou jy word nie moeg nie. Weet jy hoe goed sal dit met my gaan as ek nie moeg word nie? Maar Vaderland, as ek myself weer sien, dan sê ek gaan net gou kyk. Moeg uit asem uit. Ek lag so vir Joshua in die week, hardloop hy man 'n kort stukkie, net so kort stukkie. So 10:10 hardloop hy. Dis 6. En hy kan nie eens met my praat nie. Hy sê ek sê, wat vir my? Kan dit gebeur? Want jy sien, die Here sê wanneer ons op hom wag, is dit 'n besluit wie ek vertrou wanneer dit lyk of niks gebeur nie. As God die moeite werd is om voor te bid, wil ek vandag vir jou sê, dan is hy die moeite werd om voor te wag. Want ons kan vinnig bid, né? Ons kan vinnig vra. Ons kan vinnig die Here vertrou, maar ons kan nie vinnig die antwoord verwag nie. Ons hou nie van wag nie. Ons dink dit is so spaar. Ons stap in, ons vat wat ons wil hê en ons betaal die prys. Ek wil vandag vir jou sê, die prys is klaar betaal, sodat jy kan instap en vat wat jy wil hê, maar op die regte tyd. Ek gat ek. Dit is belangrik vir my en jou om te besef, wie is hy vir wie ons wag? Want ons hou van die idee van die seën. Ons hou van die wag op die Here. O Here, as dit nou gebeur, sal dit great wees. Maar ons is glad nie lus vir die weerstand wanneer die wagtydperk moeilik raak nie. Want as die eerste klein windjie waai, dan begin ons dakke vashou. En dink iets verskrikliks gebeur. Ek wil vandag vir jou sê, die God wat ek en jy dien, is die moeite werd om voor te wag. Ons verwoes seisoene wanneer ons nie wil stil staan en wag op die Here nie. Psalm 37:7 sê, wees stil voor die Here en wag geduldig op hom. Ek hou nie daarvan as die Here my na skrifvers toe vat wat dit sê nie. Maar soos Here, ek korte deurbraak nou, Here, ek korte antwoord nou, dan blaai ek om en sê, wees stil en weet. Hans ek soos nee, dan doen ek daai ongelowige ding. Ken julle die ongelowige ding? Here, gee my beter woord. Ken julle daai? Sê stop. Jy gaan al die wilde diere van die veld kom eet. Die wilde diere, jy's dood. Jy wilde hier gaan jy weet. Nee, want ons wil nie op die Here wag nie. Ek weet van hoeveel mense wat se seisoen verander het as gevolg van 'n so woord. Terwyl dit nooit is wat die Here gesê het nie.
Ek trap ook nou op tone, maar nie dat ek sê dis onmoontlik vir die Here nie, maar kom aan. Ek en jy is groot genoeg en volwasse genoeg om te weet, ons kan nie net gaan op 'n kom ons hoop nie. Ons hou aan seisoene verwoes, omdat ons nie wil stil sit en wag en stil word by die Here nie. Want God sê bly en ons sê, ek is voorbeeldig en gereed. En die Here sê bly, maar Here, ek het al my takke aan. Let's go. En die Here sê, wees geduldig, Here, ek het al water in my hande. Nee, die Here sê wag. En jy sê, maar Here, my vrou is ook al reg. So ons kan go. Maar die Here sê wag. Die Here sê rus. En ons sê, ek raak agter. Hallo. Want wat is daai ander ewel wat ons so volg? Ek wonder hoe lank gaan hierdie pastoor nog preek? Maar, dankie Here vir my vrou, sy moet te werk om vir haar te wag. God sê, ek is besig om te werk, en ek en jy sê, maar ek sien dan niks gebeur nie. En dan kom ons in die kerk, en dan sing ons, even when I don't see it you working, nee? Dan sing ons dit, even when I don't feel it you working. En dan sê ek soos, ook bel jy my dan op maandag, en sê dit voel nie of die Here iets doen nie. Maar hier aan Sondag gesing, hy is besig al voel ek dit nie. Nee? En ons sing dit, en ons glo dit, en ons verklaar dit, maar Here, as dit nie Sondag gebeur nie, en dit gebeur ook nie Maandag nie, dan is daar fout. Want ek is nie bereid om te wag nie. In plaas van om te wag, kla ons oor die enigste kleinste dingetjie, en dan bid ons vir groei, maar ons is klaar op 'n plek waar die Here sê, die pot is klaar groot genoeg, wag het dat jy vrug dra. Ons bid vir bevordering, maar ons maak onsself klaar, en ons het klaar voorberei vir dit gaan klaar gebeur. Ek wil vandag vir jou sê, as ek en jy vir die Here vra vir iets, en jy druk jou hand daarin om dit te help, dan sit nie meer die Here nie. Want ons kan tog net nie ons hande afhou van die belofte nie. Ons het nie die vermoë nie. Ons bid vir volwassenheid, maar ons kla wanneer dinge vertraag word. Ek sal nooit vergeet, my ouma het my 'n baie duur les geleer. Sy maak koekies die dag, repelsteeltjies, julle. Daar is aan Bybels. Die kaas en die konfyt en die En my ouma haal daai pan net uit en sy sê, "Boetaman, dis warm. Los." En ek sê, "Oké, is reg." Ouma draai so om en sy begin al, sy het altyd so gefluit in die kombuis en sy begin so fluit en sy het, julle, sy skaars in die spens in, toe het ek om in my mond. Maar toe in 'n stuk so, en maar ek brand, ek wil hom nie uithaal nie, maar hy brand ek voel of ek my tong brand in 'n tweede graadse brandwond in. Nou weet ek, maar ek kan hom nie kou nie, want hy is te warm. En die konfyt brand, dit gaan verskriklik. En my ouma kom uit en sy soos, ja. En ek soos, sy sê, kom hier, ek soos, Nou kan ek nie met haar praat nie, ek kan nie kou nie, ek kan nie slik nie, want alles brand. En my ouma soos, maak op jou mond. Sy soos, maak op jou mond. Sy sê, ja, en nou is jou tong gebrand, nee. Nou slik ek maar die warm koekie, maar hy gaat julle. En my ouma sê vir my, as jy net bereid was om te wag. Want nou kan jy niks van hierdie koekies eet nie. Want jou tong is te seer. En jou keel het gebrand. So dis te hard. Jy moet nou melk drink. So jy kan nie die koekies kry nie. Ek het vir jou 12 gebak. Nou kan jy het een geëet, maar jy kan nie die res kry. Want jy was te haastig. Ek wil vandag vir jou sê, ons harte van seisoen tot seisoen en ons mis belonings, want ons wil te vinnig die klein bietjie gryp en die Here het jou die hele bord beplan. Die wagtyd is waar God jou hart toets. En hierdie is ongelukkig die harde waarheid. God wag dikwels vir ons, voordat ons ontvang waarvoor ons wag. Maar hy wag vir my en jou om daai regte gebed te bid. Om op die regte plek te kom, om op die regte plek in die verhouding te wees met die Here, sodat hy weet, nou is jy daar. Klaagliedere 3 vers 25 sê, die Here is goed vir die wat op hom wag, dit is goed om stil te hoop en te wag. In die wagtyd toets die Here jou hart, voordat hy vir jou gee waarvoor jy beklei, waarvoor jy wag, wat jy eintlik voor stry. En ek wil vandag vir jou vra, kan hy jou vertrou met dit waarvoor jy wag?
Ek kan nie vir 'n 7-jarige kind my karsleutel gee en sê, gaan nie. Not good. Ek kan dit nie doen nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Want as 'n kind, en hy 7, kan nog eens oor die stuurwiel sien nie. Hallo? Maar in ons geestelike lewe vertrou ons die Here. Here, gee vir my die sleutel, ek's oud genoeg. Jy 7, maar kan sien. Nee? Gaan goed gaan vir 'n rukkie. Want die Here vra, sal dit jou nader aan my trek? Of sal dit jou verder af van my wegvat wat ek vir jou gee, wat jy voorvra? Bly jy getrou wanneer jy geen beweging sien nie? Of is jy net getrou totdat jy die belofte gekry het en dan daarna maak jy wat jy wil? Ek wil vandag vir jou sê, dis onvolwassenheid wat jou dit leer, is wanneer ek gekry het wat ek soek, nie te worry oor die res van my lewe nie. Totdat daar die volgende ding opduik. Daar wil ek vandag vir jou sê, dis nie 'n kind in verhouding nie, dis 'n kind met 'n gewoonteprobleem. Om sy sin te kry. Daai kind kortpak sla. Begeer jou hand baie keer meer om te ontvang as jou hart vir sy teenwoordigheid. Wat bedoel ek met dit? Baie keer wil ons so maar ons is nie 'n plek wat ons kan ontvang nie. Ons wil maar ons weet nie meer hoe dit is om te ontvang nie. Want jy sien, dit wat ek ontvang is nie net nog altyd wat ek wil hê nie. Nee? Jy het gevra vir 'n rugbybal, toe kry jy 'n fiets. Hallo. Maar jy het die fiets meer nodig gehad as die rugbybal, want die rugbybal was 'n begeerte, die fiets was 'n nood. En ek en jy is baie keer so besig om dit te mis. As God vir jou gee wat jy wil hê voordat jou hart gereed is, sal jou seën 'n las word. As die Here vir jou gee, dit wat jou hart begeer, voordat jy gereed is, wil ek vandag vir jou sê, dis soos om 'n trailer te hak, en dan laai jy hom te vol. Dan kom jy in 'n geval nêrens uit nie. Dan word dit vir jou 'n las. Dan word jou seer iets swaar om te dra. Hoekom? Want ek was nog nie gereed vir dit nie. Ons blus onsself wanneer ons sê ons is gereed, elke keer. Wanneer ek wag, bring dit volwassenheid in dit wat ek die Here voor vertrou. Jakobus 1 vers 4 sê, laat volharding sy volle werk doen, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees. Here, ek wil volmaak wees en sonder gebrek. Okay, wag op my. Nee, ek het nie tyd vir dit nie, ek sal eerder stikkend aangaan. Nee? Hoe lyk stikkend? Dis wanneer ek net bid as ek bid vir kos. En dan doen ons hierdie ding. En hieroor moet jy om verskoning vra. Hieroor moet jy regtig repent by die Here. Want jy sien, ons dink wag is 'n straf. Die Here straf my. Nee, hy doen nie. Hy is nie besig om jou te straf nie. Hy is besig om jou iets te leer. God is nie 'n God wat vir jou sê, gaan staan in die hoekie met jou kop teen die muur nie. Jesus, ek moes dit baie doen as kind, Vaderland. As hy juffrou moeg raak, gaan staan in die hoek. Okay, Hy was al so imprint van my voorkop al. Wag is voorbereiding vir dit wat kom. God jaag nie dit wat hy bedoel om jou by te hou nie. Hy kom vertraag net so bietjie dit waarmee hy besig is, dat jy gereed is. Hy hou net so bietjie terug. Ons noem dit stilte, God noem dit voorbereiding. God noem dit, hy is besig om iets te verfyn. Hy is besig om die finale detail daar te sit. Maar kan jy vlug te vinnig voordat hy vir jou kan gee? Wag beteken baie keer staan stil. Beteken baie keer bly waar jy is. Hoeveel keer het ons al woord gekry by die Here? En dan gaan ons. Ons is bereid om te wag nie. Ek was in standaard 7. Goddeloos, rebel, stout. En ek gaan kerk toe nog steeds. Girls is mooi. Maar ek gaan nog steeds kerk toe. Vir die verkeerde redes, maar ek's daar. En nou kom 'n tannie na my toe en ek sal nooit vergeet, die tannie Marcel was haar naam.
En sy sê vir die heel eerste keer in my lewe, hier's roeping op jou lewe, jy gaan vir die Here werk, jy gaan preek, jy gaan 'n pastoor, ek is so, die tannie Roka kouse. Ek weet nie met wat se Heilige Gees sy nou, maar dit is definitief, ek weet nie waar sy hierdie idee kry die tannie. As jy my CV sien op die oomblik, as jy laf man. En ek wonder nou nog by myself, imagine net gou, ek het net daar besluit om my lewe te verander en ek het die Here gevolg. Wil ek vandag vir jou sê, het ek seker baie dinge gemis, maar ek was nog nie naaste by gereed vir daardie verantwoordelikheid nie. Ek was nog nie naaste by gereed om dit te pursue nie. Ja, het ek dalk tyd gemors, ek is eers diep in my 20's in die bediening in, maar maak nie saak nie. Hier is die groot ding wat ek vandag vir jou kom sê, daai woord het uitgegaan. En ek het dit gevolg. Maar ek wil vandag vir jou sê, ek het dit nooit gejaag nie. Ek het daarvan geweet. En ek wil vandag vir jou sê, daar is soveel keer dat ek en jy woord kry, en dan storm ons met dit in. Ek wil vandag sê, die woorde wat die Here vir jou woord gee, is besig om vir jou net 'n glimps te gee, van dit wat hy beplan. Dis nie die volle prentjie nie. Jy het nou net die puzzle se raam gebou. Jy weet nog nie hoe lyk hy nie. En ons ek en jy op 'n plek wat ons klaar die raam begin plak al. Jy weet, ons sit die puzzle al vas, want niks van dit moet verander nie. Ek wil vandag vir hom sê, elke woord wat jy kry, elke ding wat jy kry, is die Here wat besig is om te kyk, is hierdie oorlosie nie te groot nie, maar is dit die regte geleentheid, is dit die regte plek, gaan hy presies pas. Sommige deurbrake kom nie, omdat die seisoen verby is nie, hulle kom omdat jy gebly het. Jy was bereid om te wag. Jy het gebly vir die beloning. En ek wil vandag vir jou sê dat God roep my en jou vir 'n date. Maar hy wil hê jy moet voorberei. Hy wil hê jy moet beplan. Hy wil hê jy moet weet wat gaan jy dra, wat gaan jy doen, waartoe gaan ons gaan, hoe gaan ek lyk. Hy wil nie hê jy moet by die kas gaan staan en sê, ek dalk hierdie nie. Hy wil jou presies wys hoe jy moet lyk, waartoe jy moet gaan, hoe laat jy daar moet wees. Ek en jy moet net bereid wees om te wag. Want in hierdie gejaagde lewe, wil ek vandag vir jou sê, hardloop ons rond. En ons val rond van seisoen tot seisoen. En ons groei nooit meer nie. Ons gaan net deur die motions. Wees stil. Wees rustig, vertrou God. Want die een op wie jy wag, is die moeite werd. Dit is die moeite werd om tyd by hom te spandeer. Die seisoen waarin jy is, wil ek vir jou sê, is nie bedoel om jou te breek nie. Dit is besig om jou voor te berei. Kan ek met julle iets dieps deel? Is dit oké? Is julle nog hier? Dan sluit ek af vir die eerste keer. Ek is nou in 'n seisoen van 4,5 jaar. Rarig. Van wag op die Here. 4,5 jaar wat ek ernstig deur my dag seker maak, want ek glo nie in lees jou Bybel, bid elke oggend, nee, dis elke dag, ek noem dit maar net. So ernstig deur die dag maak ek tyd om by die Here uit te kom. En ek weet wanneer die Heilige Gees vir my sê, dis nou die tyd. Nou die oggend is ek op pad na 'n afspraak toe en ek het so 40 minute voor ek daar moet wees en die Here sê nou. En ek sê, okay, cutting it close, maar okay. En ek gaan sit by die Here. Vir die laaste 4 jaar sit ek net by die Here. Ek kry nie skrif nie. Ek het nie 'n gebed nie. Ek vra nie iets nie. Nou en dan traai ek 'n liedjie worship en dan werk dit uit en dan stop ek dit ook maar. Ek sit net by die Here. En ek kan nie vir jou sê hoe vol dit my gees maak, omdat ek bereid is om te sit, amper sê ek nou lelike woord, te sit en te bly stil, en nie te hastig te wees nie, en net te wag. En weet jy wat is die beste, die Here sê vir my nou, dan sit ek. En ek jokkie vir ek sit net. Ek sê daar, dink bietjie aan goedjies hier en daar, maar ek sit net by die Here. En as hy vir my kyk, dankie, dan gaan ek weer. Dis die twee goed wat die Here met my praat, is nou en Kaibai. I kid you not. Dan stap ek daar uit
En in daai volgende dag of 2, wanneer ook al, dan stuur die Here iemand na my toe vir wie ek 'n woord kan gee, vir wie ek kan bid. My hele gees is so vol, maar ek doen niks nie. Ek sit net by die Here. Ek doen letterlik van Buk se kant af niks. Want dis wat hy van my verwag. En nou dag vra ek vir die Here, ag Here, ek wil net vir jou noem, ek's 'n pastoor, net dat jy weet, ek bedien, ek preek, en jy is so getrou in die preke wat jy vir my gee. Maar gee 'n bietjie een vir myself. Ek sal hom tik tot, Here. Ek sal hom uittik en hom uitskryf en al die skrifverse bygee. Maar gee net vir my dit wat ek vir hulle ook gee. En weet jy wat sê die Here vir my? Is jy nie besig om te wag nie? Ja, Here. Maar ek voel soos 'n mislukking. Want ek voel nie dat ek in U groei nie. Ek voel nie dat ek kennis opbou nie. Ek voel nie dat ek enigsins in my stilte tyd iets doen vir jou en saam jou nie. Dit voel nie asof ons groei nie. En die Here sê vir my, dis omdat jy op die oppervlak kyk. Ek sien die wortelsisteem. En toe sê ek soos, maar Here, ek wil nie meer wag nie. Ek wil ook vir mense kan vertel, eers vanoggend toe sê die Here vir my dit. Nee? En weet julle wat gebeur? As ek by iemand kom en ek begin met hulle praat en die Here gee vir hulle woord of die Heilige Gees wil iets met hulle deel, dan sê ek vir hulle, vanoggend het die Here dit vir my gesê, wat ek nou vir jou sê. Want hy het dit in my gees gedeponeer. Want as ek weet wat hy vir my gee, gaan ek dit 10-1 opmors. Want ek gaan die bukstoost by dit wil bysit. En die Here sê, nee, sit, wag, dat ek jou volmaak. So ek wil vandag vir jou die volgende kom sê, maak is ook waar jy is nie. Maak is ook wat sy seisoen jy is nie. Wil ek jou regtig vra, maak hom klaar. Voor jy na die volgende een toe gaan. Julle, ek het journals op journals, nuwe, nat, mooi journals, reg om te skryf. Hulle lê nou nog daar, ek dink die een het 'n datum in. Want ek het gedink, dis die seisoen waarin ek ingaan, en die Here sê nee, jy is in 'n seisoen waar ek jou leer, deur prakties in jou te deponeer. Hou op my hand wil oorspeel. So vandag wil ek dit vir jou sê, dit is my persoonlike journey. Terwyl ek op die Here wag ek op my vrou, wag ek op julle. Maar dis die moeite werd. Want dit wat die Here doen, waarmee hy besig is, kan niks dit verruil nie. Want dit is die moeite werd. So kan ons asseblief nie uitsien na die tyd nie. Kan ons meer uitsien na die voorbereiding. Ons lewe in 'n tyd en 'n generasie. So ek wil jou regtig uitnooi vir dit. So kan ek vir jou bid. En bid ek maar vir myself. Hoe begin 'n ongelowige gebed? So bly my gemeentelede luister. Ag Here. Ag Allah, dankie, ek so bly julle luister as ek preek. So Vader, ek kom bid vanoggend, Here. Vader, ek kom bid dat U ons getrou sal hou in die wag. Here, ek kom bid dat U ons in die wag, Here, sal kom versterk. Dat ons nuwe krag sal kry. Here, dat ons in ons seisoene stabiliteit kan kry. Dat ons ophou kan rondhardloop en rondval en van die een ding na die ander ding toe hardloop, na die een excitement na die ander excitement toe. Here, kan ons stabiliteit in ons lewens kry om te vertrou op U, om te wag op U, Here. Maak nie saak hoe dit lyk nie, Vader, maar ek kom bid, Here, dat ons op 'n plek sal wees om te kom verklaar en te kan kom sê, I am waiting on the Lord. En Here, dat ons sal sê, dit is vir my genoeg.
Here, ek kom bid dat in ons wagperiode, Here, dat ons ook dit wanneer ons klaar gewag het, wanneer ons die celebration kry, wanneer ons die deurbraak kry, Here, dat ons dit sal deel met ander, Here. Ek kom bid, Vader, dat dit waarmee U ons seën, dat ons ander kan gaan seën, Here. Omdat ons bereid is om te wag. Vader, ek bid dat U ons sal kom versterk. Ek bid dat U ons sal kom krag gee om te kom doen dit wat U gesê het om te doen. Here, vernuwe ons krag en hou ons, Here. Behou ons, Here, by U woord. In Jesus naam. Amen.